Een van die coolste goed wat ek al gesien het gebeur in 'n kerk is eendag by 'n manneoggend. Nou nooi 'n NG Kerk in die Kaap my daarna 'n manneoggend toe. En ek het niks teen NG Kerke nie, maar die NG Kerk is nie so charismaties soos die charismatiese kerke nie, net soos wat die charismatiese kerke nie so NG is soos die NG Kerke nie. En die manneoggend sit ek daarso en ons is lekker aan die gang en ek weet nie eers hoekom nooi die ouens na my nie, want ek verstaan by hulle is nie altyd duiwels wat uitgedryf raak en tale wat gepraat word en siekes wat genees nie, maar ek's hierso en ek's lief vir daai mense. Baie lief vir daai mense en ek het baie goeie en gesonde verhoudings met hulle en ek's bitter lief vir hulle. En die spesifieke oggend is daar iemand daar wat ek nog nie in die vorige manneoggende daar gesien het. Hy sit heel voor. En ek bedien die woord en ek sê, "Right, kom ons bid gou vir siekes." En toe hierdie ou hier voor sit, hy het nie probleem. En ek gaan sit my hand op sy knie en toe ek my hand op sy knie sit, begin hy snaakse geluitjies maak. Hy trek so en dan maak hy so, nê. En ek dink myself, o, gata patata, hier kom dit nou. Ons gaan nou duiwel in hierdie manneoggend in hierdie NG Kerk sal uitdryf en ek weet nie hoe hierdie gaan afloop nie. Maar gelukkig is een van my vriende ook daar so wat in die Kaap bly, wat sterk groot man van die Here is, wie ek baie lief is. En hy staan agter in die saal en hierdie ou staan op. Staan op as 'n groot ou en ek dink myself as hierdie man my nou as hy demonies manifesteer en hy gryp my, nê, dan gooi hy vir my ergens in 'n muur vas, want ek's baie klein, ek's die halfte kleiner as hy. En ek sit my hand so op sy bors en my ander hand op sy rug en ek gaan lê so op sy skouer hier teen, laat ek agtertoe kan kyk waar my vriend staan. En ek kyk vir my vriend en ek wys vir hom, kom help my net hier asseblief. Ek sit my hand op hierdie ou. Nou wil ek nie net sê uitduiwel nie, want ek verstaan ons is in 'n baie konservatiewe plek. Almal in die binnekant stoep stil en kyk wat gaan aan. Hierdie ou begin skree en gaan te kere maak snaakse geluide. En ek sit my hand op hom en my vriend kom stap om en die ou het 'n bril aan en hy haal sy bril af en hy sê vir daai ding, in die naam van Jesus beveel ek jou om uit te gaan. Hierdie groot ou val met sy gesig op 'n stoel. Toe hy val op die stoel, toe rol hy kant toe en hy begin praat in Hebreëus. My vriend, ek het in my lewe nog nooit Jesus gesien. Hy begin praat in Hebreëus. En hoe meer hy in Hebreëus praat, hoe meer kyk ek vir my vriend en my vriend kyk vir my en ons hoor hierdie taal wat Hebreëus is, maar dit kan nie die Here wees. En die Here is besig om daai man vry te maak net daarso op daai stoel. Maak hy daai man vry. Dis ook die eerste keer dat ek 'n engel gesien het daai oggend. Ek onthou my hand op hierdie ou sit en ek sien hierdie vriend van my sit hierdie kant en toe ek vir hom kyk, toe staan die engel reg agter hom, massive. Ek het nog so agteroor gaan so gaan, wow, val ek so agteroor sien ek hierdie massive engel voor my staan. Nietemin, toe hierdie ou nou klaar lê en hy's besig om asem te haal en hy kom weer by, staan my vriend op en hy sê in daai kerk, manne, jy weet as 'n duiwel uitgaan, dan soek jy weer 'n plek om in te gaan. So as jy nog nooit jou lewe vir Jesus gegee het nie, dan is vanoggend 'n goeie tyd om reg te maak. En ek sê vir julle, ek het nog nooit 'n klomp man so sien opstaan so vinnig soos daai oggend om hulle lewe vir Jesus te gee. En hier is die realiteit. Die Bybel sê wanneer die huis skoon gemaak is, dan gaan daai duiwels na droë plekke toe. En as dit nie plek kry om te rus nie, dan kom hulle terug na die plek waarvan hulle uitgejaag is en dan kom hulle 7 keer sterker terug tensy die huis weer gevul is. So wanneer jy jou lewe vir Jesus gegee het, mense nie gevul met die Heilige Gees nie, dan is daar kans dat daai duiwel 7 keer sterker terug kan kom. Toe ek in Walvis Baai eendag bedien het, nee, kom 'n heks na my toe in 'n diens. Sy sê vir my ek is 'n heks en ek het demoniese magte en ek is hier om jou dood te maak. Toe sê ek, Here, toe gee ek haar 'n drukkie en toe wil sy gedoop raak. Toe druk ons aan die water en die week daarna, toe sê die leierskap vir my daarso, ons kan dit nie doen nie. En ek soos, ek sê is omgekrap. Hoekom kan ons dit doen nie? Ek meen die mense moet tot bekering kom en gedoop raak. Dis hulle vir my ja, hulle weet, maar hierdie vrou kom elke keer wanneer haar gesalfde man van die Here is in die dorp, kom sy na die dienste toe. Dan kom sy vir bevryding en om gedoop te raak, maar sy word nie gevul met die Heilige Gees nie. Sy kom nie na Jesus toe nie, sy kom vir die bevryding sodat daai geeste sterker kan terugkom en sy sterker in haar demoniese magte kan operate. Nou hier is die realiteit. Ek en jy kom tot bekering. Nou is ons gered, great, awesome. Maar as ons moetswillig in sonde begin beweeg, dan maak ons 'n deur oop vir daai duiwels wat uitgejaag is om terug te kan kom, sterker as wat dit ooit was. Check maar ou wat ophou rook het. As hy weer begin rook, dan voel dit vir hom moeiliker om op te hou die tweede keer as wat dit was die eerste keer. Hoekom? Want daai ding kom sterker terug. Vader, ek dank U in die naam van Jesus vir elke persoon wat hier so luister, wat dalk sukkel met goed in hulle lewe waar hulle deure oopgemaak het. In die naam van Jesus bid ek, Here, dat daar totale bevryding in hulle sal plaasvind. Totale vryheid sal plaasvind. En wat ook al dit is wat hulle vashou, hulle sal losmaak, Jesus. Maar dat die mense wat nog nie na U toe gekom het nie, ook na U toe sal kom in Jesus se naam. So vinnig as wat hulle kan, Vader. Dat hulle nie sal wag nog 'n dag nie. Dat hulle vandag vry sal wees in die naam van Jesus. Dat hulle vandag na U toe sal kom in die naam van Jesus. Dat hulle vandag hulle sonde sal eenkant sit in die naam van Jesus. Ek prys U daarvoor. Amen.